Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkingtyds. Lekker is 'n voorreg dat jy saam met ons is. Kan jy glo is Maart maand, ons is al in die 3de maand van hierdie jaar. Is lekker, ons groei, ons is nog steeds vol passie en energie. Ons altare elke oggend, ons kom by die Here uit, ons praat met hom, en ons bou hierdie lewe op tot eer van die Here. Vandag se skrif Jakobus 2:17 sê: Dis duidelik, om net te sê jy glo is nie genoeg nie. Geloof wat nie dade word nie, is eintlik glad nie geloof nie. Sulke geloof is dood en help niks. Hierdie is daai woorde wat ou net kan sê, ek het niks meer om te sê nie. Jou geloof moet dade word. Nou hierdie is 'n, kan ek sê, Suid-Afrikaanse teologiese issue al vir jare. As jy met mense praat, enigiemand praat, sê hy, maar ek word uit genade uitgered. Ek hoef nie die wet te hou nie. Ek hoef nie elke Sondag kerk toe te gaan nie. Ek hoef nie elke dag Bybel te lees nie. Ek hoef nie perfek te praat nie, weet, ek's maar eerlik. Ek sê 'n ding soos wat hy is en hier 'n vloekwoord en daar en ek hoef nie te kyk hoeveel ek drink nie, weet, ek mag ook maar net so 'n bietjie jou stoom afblaas. En ons het hierdie honderde redenasies. Die Bybel sê jou dade moet wys wat jy glo. So sonder om vir my te sê, jy's 'n Christen, wys vir my jy's 'n Christen. Sonder om 'n woord te sê, sonder om dit te ek's 'n Christen, jy weet, ek's 'n goeie mens, laat ek dit sien. Kom ek gaan vra jou kinders, leef jy? Kom ek vra jou man of jou vrou, sien jy in die manier hoe hierdie persoon leef elke dag, dat daar is 'n gewete, daar's 'n innerlike stem, daar's 'n oortuiging, daar's 'n jammerte, daar's 'n berou, daar's 'n belydenis, daar's 'n begeerte na beter en mooi, sal die mense om jou kan sien, jy glo. Of glo jy net, en almal moet maar net, selfs die Here moet maar net weet, jy glo. Jy het nie tyd vir dade nie, jy het nie tyd vir werke nie, jy het nie tyd vir dissipline nie, jy het nie tyd vir reëls nie, jy het nie tyd vir die Bybel nie, maar jy glo. Bybel sê, dis nie geloof nie. Daai geloof is dood. So kom ons besluit, my geloof moet aktief wees. Mens, kom, jy neem net daai besluit en sê, weet jy, ek gaan nie meer langer al hierdie leuns en verskonings en blameer en ek gaan nie meer langer daai pad stap nie. Ek's 'n Christen en ek gaan leef soos God sê. En ek gaan doen wat die Bybel sê. Nie al hierdie debatte en ja, hey, of jy doen wat Jesus sê, of jy doen dit nie. Come on. Jy dink jy kan hom flous, jy dink jy kan redeneer, jy kan met my stry en jou boetie stry en by die vuur stry en baie slim. Hey, die Here weet, of jy leef het, of jy speel. Die Here weet. So hoop speel. En raak ernstig en sê, Here, ek gaan begin doen wat U sê. My geloof gaan dade hê. En ek gaan dit doen met my hele hart. Mens, kom ons op kerk speel. Kom ons leef soos Jesus sê, of kom ons sê eerder eerlik, ek's 'n ateïs en ek glo nie hierdie goed nie. Maar op dink jy flous en jy kan nie twee kante van die coin speel. Die Here is nie 'n speelmaat nie. Kom ons leef vir hom, kom ons leef vir hom voluit met alles binne in ons. Kom ek bid dit vir jou. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vandag hierdie reguit besluit neem, hierdie no compromise besluit neem, Here. Ek gaan doen wat die Bybel sê. Ja, na die beste van my vermoë. Ja, ek sal seker struikel hier en daar en ja, ek sal nie altyd die beste en die sterkste en die vinnigste wees nie, maar ek gaan my bes doen, Here. Elke oggend gaan ek besluit. Ek draai terug. Ek gaan nie net oorgee aan die leuns van hierdie wêreld nie. Jy gaan in my dade kan sien ek leef vir Jesus. Help my daarmee, Here. Dankie dat U my die krag gee. En as ek ophou verskonings maak, dan sal die krag kom, sodat ek voluit vir U kan leef. Dankie daarvoor, Here. In Jesus naam. Amen. Dankie, liewe vriende. Sien jou weer môre. Trots geborg deur Evergreen Turf.